Snuf Blaffelaar, wat dink jy hiervan? Met sulke kragtige agterpote loop die haas oor van selfversekerdheid. Ongetwyfeld sal hy tog die wenner wees van die resies. Watter kans staan die slak tog? Verstadig die toneel deur jou geestesoog, geagte leser. Die bekoorlike bewegings van die haas wat snel deur die groen weivelde, terwyl grashalms onderdanig moet terugbuig, of hy die grond geruk word deur blitsvinnige pote. En slak, hy verloor die resies teen 'n slakkepas. Wat is die les wat ons daaruit leer? Belê in hase. Pels behaal goeie pryse hierdie jaar. Ag, wat 'n volslae bog. Swakste skryfwerk ooit. Snuf Blaffelaar, as jy tog net kon praat, kon jy vir my sê wat om te doen. Alles wat ek skryf is so onoorspronklik, so geforseer. Help my, Snuf Blaffelaar, help my. Ag, waarvan praat ek tog? Jy's 'n hond. Jy kan letterlik net een simbool skryf en dis 'n hondepoot. En tog, kyk net daar. Dit vertel 'n hele verhaal in 'n mens se verbeelding. Dis wat ek op papier wil vaslê. Iets wat die leser se nuuskierigheid genadeloos meesleur. Ek is tog 'n goeie skrywer. Ek weet ek het die talent. Ek het net inspirasie nodig van buitekant hierdie 4 mure. My eie belewennisse wat my verwysingsraamwerk verbreed. Pak jou pelse in, Snuf Blaffelaar. Ons gaan 'n bietjie op 'n avontuur. My geliefde gunsteling skrywers, miskien sal my boek ook eendag tussen julle sin wees op mense se boekrakke, maar eers het ek iets nodig om oor te skryf. Wat vra jy, Snuf Blaffelaar? Wil jy weet waar ons heen gaan? Dit weet ek nog self nie, maar ek dink heel eers gaan ons vir ons 'n motor huur en dan vaar ons die wye wêreld in. As daar enige inspirasie hier wegkruip, gaan ons dit kry. Wat sien jy sover wat interessant is, honne? Bome. Ja, bome is goed. Bome maak vir ons suurstof dat ons kan asemhaal. Wonderlike goed daai. En hulle gee vir die voëls huisvesting. Kyk net hierso. 'n Hele gemeenskap voëls bly in hierdie boom. Dink jy ons mors dalk nou net tyd hierso? Ons dalk maar teruggaan. En nou staan ons sonder brandstof in die middel van nêrens.